Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord kom uit Prediker 7 vers 3. En daar staan om verdrietig te wees is beter as om te lag, want as die gesig droewig is, gaan dit goed met die hart. Liewe genade, ons kan nie hierdie verstaan as ons nie dieper gaan kyk na die betekenis daarvan nie. Onthou, ek het een keer 'n film gekyk en ek dink die film se naam was Dieper of Pad na jou hart, so iets. En daar het hulle gesê, diep is nie vlak nie en vlak is nie diep nie. Om hierdie woord te kan verstaan, is om te verstaan dat hartseer openbaar dieptes in 'n mens se hart en dit laat jou dinge nie oppervlakkig opneem nie en van alles 'n grap maak nie. Jy dink mooi voor jy maar net jou dade afmaak as dit was maar net 'n grap. Verdriet en hartseer is soos 'n ploeg wat deur jou siel getrek word. Dit is in sulke tye dat jy toelaat dat God se woord in jou hart gesaai word. Dan is dit ook met baie trane wat dit nat gemaak word, sodat net God kan laat groei wat in jou hart geval het, dat dit enigstens vir jou kan sin maak. Ek dink nie dit is een oomblik God se volmaakte wil, dat ons hartseer moet deurgaan nie. Dan sou hy nie gesê het dat ons trane afdroog nie. En hy sou ook nie gesê het dat die Heilige Gees gee om ons te troos nie. Maar ek weet in daardie tye wanneer jy vertroos word, is dit tye wat daardie troosting jou salwing raak. Sodat wanneer jy weer mense raakloop wat dieselfde deurgaan as wat jy deurgegaan het, jy sal weet wat jou vertroos het en ook woorde vir hulle gee. Woorde wat diep is, woorde wat nie vlak is nie. Jy weet presies hoe het hartseer jou 'n dieper mens gemaak. Josef het baie meer seer geken as al sy ander broers, want God het geweet uit dit alles uit, sal die droom wat hy gehad het vir hom baie meer beteken. En God het ook geweet dat Josef die een moet wees wat daardie in Farao se hart gebring het, sodat daar in Egipte plek gemaak word vir die groot volk van God. In seer is 'n geheimenis van God se seën weggesteek wat jy nie voorheen sou ken nie. Jy is so afhanklik daarvan om net daardie verdriet na God toe te vat. Jy naderhand agterkom, dis net God wat kan troos. Ek het gelees dat daar een keer 'n man was wat eendag in 'n verskriklike storm alles voor hom sien wegspoel het. En in hy modder het weggesteek gelê wat hy nie kon gesien het nie. En so het die son begin skyn en baie hartseer het hy daar tussen daardie verwoesting rondgeloop. Maar hy het iets gesien wat blink en hy het afgebuk en hy het gesien dat dit 'n goudrif was. Hy het baie meer gehad toe hy alles verloor het as wat hy gehad het wat hy nie besef het nie. So, agter elke hartseer is daar dikwels groter vreugde wat jy jou nooit kon voorstel nie. Ek weet of jy geweet het nie, die huis van Maria Magdalena, wat in Israel is, het ook op so 'n manier uitgespoel, toe alles juis eintlik weggespoel het in 'n vloed. En toe kon die argeoloë afgekom het op Maria Magdalena se huis. En dit laat my wonder, watter skat in jou weggesteek is, waar jy nou hartseer voel, waar jy in verdriet is, waar jy nie hierdie skrif werklik kan verstaan, dat dit beter is vir jou om in daardie verdriet te wees as om te lag, want agter 'n droewige gesig gaan dit goed met jou hart. Wat is daar agter? As jy vanoggend die bloed van Jesus drink, en jy dink daaraan wat hy vir jou gedoen het,
en jy weet hoe ongelukkig goed jou maak, wat jy moet vergewe, en jy kom by daai plek uit en jy sê, Here, maak nie saak hoe ek voel nie, ek gaan tog doen wat u woord sê. Ek gaan vryspreek en ek gaan vergewe, sodat hierdie gif uit my kan uitkom. En as jy ook vanoggend kom by die liggaam van Jesus, jy weet nie werklik hoe diep jou wonde is nie. Maar as jy dit vir die Here begin gee, net soos wat jy voel, dan sal jy agterkom dat deur die wonde van Jesus daar vir jou genesing is. Here, baie dankie dat ek vir die luisteraar kan bid vanoggend in die naam van Jesus. Here, dat u 'n diepte in hulle sal bring. Here, dat uit seer en uit droefheid, Here, 'n diepte kom wat hulle nie voorheen geken het nie. 'n Dieper verhouding met u, Here, want dit is net u, Here, wat kan heel maak. Dankie Jesus dat u vandag met ons is. Amen.